Good day, guys. This is another episode of Break Free. Today I'm here with Benson, Ashley Benson with Benson Studios, and we're gonna have a nice set on our podcast. Please like and subscribe. Yeah, let's get right into it. Yeah, guys. Thank you for the introduction. Yeah, Ashley Benson. So as you can see, this is the place where I'm comfortable. This is like the first logo, as you can see here. But as I see you want to ask me questions, sorry for interrupting you because I just want to go. Nah, you can go with the flow, but we take it as you can see, I'm from Pella Katzenberg. Most of the people, meeste van die mense weet nie waar Pella is, jy verstaan? Pella is 'n baie klein soos. They were putting you on the map. Yeah, it's like I did Google, moet jy inzoom, verstaan? So you have to zoom in. But how you explain to people is tussen Mamre en Atlantis. Atlantis is vir so die groot plek. So gewoonlik sal jy nou sê Atlantis, dan dink jy mense ook, oh, die man is gevaar. Yeah. Nou is tussen Mamre en Atlantis. Ja, tussen Mamre en Atlantis staan. So is moeilik om vir mense te direk waar Pella is. So waar dit so maar is 'n baie kalme dorp, is 'n baie nice dorp en is baie goed vir business. Believe it or not, is goed vir business. Okay, Ashley, ons gaan gou terug 'n bietjie in die verlede, in die past, and let's start with the school. How's your school years? What is there any specific stuff you can remember? Okay, ek het skool gegaan, die heel eerste mense sal nie glo nie. Ek het skool gegaan in Wiesvlei. Daai was like grade 1 en 2. Ek het preschool daar gegaan, verstaan. En die rede hoe ons in Pella gelocated, like ons was geforseer. Nee, ek wil nie sê geforseer nie, ons huis het afgebrand. Verstaan? So ons sal in Atlantis gebly het. Verstaan? Ons sal in Atlantis gebly het. Maar toe brand die huis af. En toe moet ons trek. Nou die enigste lokasie wat my pa nog gehad het, was in Pella. Maar Pella was die huis was nog gerou. Verstaan jy, die huis was nog stukken en toe moet ons, het is nie 'n keuse gehad nie. Toe moet ons intrek. Maar soos julle kan sien, die klein huisie, dis waar ons heel eerste gebly het. Like heel eerste. Nadat ons daartoe getrek het. So 'n stuk was die hele tyd. Sorry, ek weet ons was nog by die skool. So ja, toe gaan ons, toe trek ek mos nog Pella toe en toe gaan ek mos nog graad 4 in Pella. Was 'n lekker beroep, so dat ek sommer weet ek is kunstig, want ek het my favorite vak was kaak. So jy het basically haar begin te waar jy begin in art basically, of in drawings en begin in belangrijk. Ik zal zo zeggen, nou, maar als je waar ze eigenlijk opleid, waar ze lief is voor drawing, als je weer klein iets begint, als je crayons krijgt, en ze betekenen, te teken, whatever. So, waar ik het gezien heb, ik like het, is waar ze een beetje meer verstand gekregen in graad 4. Nou zien ze als vakken zoals kunst en cultuur. IGO, ook een hoërskool. Nou sien sy, no, but sy moet nou Suid-Afrika se vlag geteken en so verstaan jy, so het ek nog gesien, okay, nou, maar dis my fucking, ek kry net volle punte met hy man. Ja, ek kry volle punte. En toe gaan ek hoërskool toe, was 'n technical high school. Proteus, ja. At least we have something in common. Ja, Proteus. Toe gaan ek Proteus toe. En toen was het me zo obvious, ik heb eindelijk Proteus toe gegaan, omdat mijn broers, Tracy, Joshua, allemaal was into rugby. En toen moet ik ook maar naar rugby spelen om in te fit. Wat positie is er gespeeld? Jo, hakker. Oké. Hakker en hij toen stuk toe die man, een beetje white op die andere manier, maar stuk toe gaan. Hij was een blaaskoot, en ik op hoërskool. Ja, maar als je moet zeggen, mijn droomposition dat die mensen was eigenlijk 8ste man. En toen strijd ik voor die coach. Toen zei ik, coach, alsjeblieft, geef mij maar scrum af, man. Want ik was voor die kleinste van de allemaal, maar toen zei ik, coach, alsjeblieft, geef mij scrum af. Nee, hakker of stuk. Ik moet ook kiezen tussen. Ja, hij is eerlijk, maar hij heeft nooit zoiets. Nooit zoiets. Ja, dan speel ik rugby op je hoërskool. Ik heb die lang gespeeld. Toen bij interest daar, een beetje taal. En toen ik technical subjects zo van graad 9 af, toen ik IGO, zo dat is meer kit, like die sketsen wat je op je computer doen. Dat was very interesting voor mij. Daar in hoërskool, graad 11,
Okay. En toe los ek die skool, toe gaan ek college toe. West Coast College Vredenburg, toe gaan ek aan toe. Toe study ek welding. Okay. Welding gedoen en alles. So, het jy matriek klaar gemaakt of het jy net avond besluit na hy gaan? Ek het sommer straight college, so ek my matriek sommer gedoen. So ek kan my matriek doen hier die college verstaan. So doen ek het sommer daar. So, because hy sê die rede. Ek is nie goed in Afrikaans en wiskunde en alles hy fucking. Nou die lekkerste van die is, ek het gedoen die technical college. So is meer goed met die handen, dus singles. Ja. Nou, ons weet sy soek die handen. Toen ga ik maar aan toe, ja. Dus ek daar, kijk hier, die schoolweek is een beetje moeilijk voor mij. Oké, ga maar aan toe zien. En toen was het nou drawings daar ook. Luckily was drawings daar. So als je misschien nou een plan moet optekenen, moet je nou die huizenplan tekenen. En fundamentals, je gaat leren van tools, hoe we hadden machine gaan en zo. Luckily, die het hy baie geleer. Somehow kom het met diezelfde stories soos tattooing. Tattoo gaat ze met needle dip en settings. Een welding machine gaat ze met rod dip en settings. Verstaan ze? So was... Nou, ek het so een beetje, ek het nie back in the day, ek het tot dit klaargemaakt. Maar ek het toolmaking gedoen. So ek weet een beetje in welding, ek het een beetje dip daarin. Was het een dag toe weld, dus kijk, ek het my klaargelag. Die een student sê, I can't see. Sy het niks safety goggles op die manier. En sy weld die so. Sy like, wat? Hoe else? Hy is die lekkerste van die vrouwmense. Oké, wat is die vrouwmense? Die dames of die ander mense wat die goed gewys het, miskien nou in welding. Hulle het miskien op jou gejaag met die ander vakke. Wat sy ons kon sukkel. Toen ek sommer welding products vir hulle sien. Toen ek het vir hulle. Ja, maar dat is met daar wat sy leer, basically nie liewe die een aan was sy ander. Hy is een goeie trade. Hy is hoe jylle. Perfect trade. So ja, hy was maar my skoolloopbaan. Hy was my skoolloopbaan. En toe, oké, na matriek, of wat sy nou aanklaar gestudeer, sy het met obviously sy kan maar geweek. Yes. Sy kan maar geweek. Hoe was hy period gewees? Ook op eerlijk te wisten, ek het al vir 'n jong ouderdom beginne weke. Ek gaan vir jou sê, ek gaan nou presisie. Sy sal nou mee genoem. Maar graad 4. Nou my oupa het 'n vibricate business. Moenie sê child abuse hier. Maar net hoe ons geen wist dit in die business. So as dit skoolvakansie is, daarom het ek skoolvakansie gehad. My oupa was kom ons uit. As span ek nou skoolvakansies toe by my oupa, doen die delivery saam met hom, vat measurements en so. Daar is waar measurements al die dan kom al so van graad 4 af tot ek college toe gaan. Die enigste break wat ek gekry het is ek college toe gaan toe hoef ek te week vir my oupa die sit. Maar hoe was het? Kijk, was het like, oké, sy sê met jou pas in die bike, dat is ek zwaar geweest nou? Kijk, ja, ek sal nie sê zwaar nie. Elke business het sy ups en downs. Maar ek het baie plekke gewerk, so ek het op die docks gewerk, ek het op klomp gewerk, ek het op 'n mechanical company gewerk, ek het saam met my onkels gewerk wat forklifts reggemaak, ek het by leed gewerk, klere pak, soos ek het al verskillende weke gedoen nou. En my werk experience was like, hoe kan ek sê, ek kan nie myself ge-express het by die weekie, because as hy 'n idee opbring, as hy op baas altyd sê, nee, it's my way of the highway. Verstaan sy? Dan dink ek, maar is 'n goeie idee, gaan die system beter laat werk. Why not do that? Man, verstaan nie hy nie. Verstaan nie hy nie. Ek het gesê, okay, it's fine, ek sal maar net doen wat hulle sê. En ek was nooit, ek gaan nie veel ek was nooit gelukkig om vir 'n baas te wees. Ek was nooit gelukkig. Ek het altyd 'n different vision gehad as wat mense. So as mense die krywe gevaar het, 2 man gedra het, sal ek gesê het, hoe gestoot julle die krywe? Ja. Is simpel, wat is hoe ek gesien het, hoe die weeksplekke werk, verstaan jy? So ek het nooit, ek sal sê ek was 'n baie harde week. Like, vroeg opstaan was hier 'n probleem nie. Overtime was hier 'n probleem. Because ek het geweet van 'n klein ouderdom so my oupa, geweet wat is so basically 'n oupa hy in jou ingeprint om vroeg op te staan, so op tyd by die week is. Soos daai ding was nou, ek was
ek het voel ek was 'n harde week like. Ek het geweet wat om aan te doen. Nou omdat sy met konkreet week Ja. dan skryfweek en agter 'n komputer. Sy het toe maar die konker begin. Ja, sien jy dan. Maar daar. Ja, so maar bietjie daar. So ja, dat was my experience van working related. Die enigste ding wat my afsit, en kom ek die mense so treat. Ja. Die enigste ding wat my afsit is hoe die mense empower die employees laat voel. Yes. Daarom my vision is different. Sonder jou employees dan is hy niks. Sê as hier nie mense is om vir my te help dan werk ek harder, ek werk swaarder. Sy het die is nie so efficient waar sy klomp kop het. En ek dit het my baie geleer, daarom as iemand vir my 'n idee gee, al weet ek idee gaan nie werk nie, ek gaan luister na sy idee. Sy gaan dit as 'n blueprint sit, gaan dit daar sit en luister doen. Laat hy at least belangrik voel, like en gee sy idee, okay, nou gaan sy vir hom sê, okay, explain hoe gaan sy dit laat werk. Nou gaan sy vir hom sê, okay, die is hoekom ek sê, ek gaan nie werk, ek het hom klaar uitgeluister. Nou die beste om hy is 'n deel van respek man. Hy is 'n employee, Is 'n employee. As jy hy dinge is aan respek, like ek luister na die persoon. Ek sê ook hy is jou baas, hy het vir jou gesê, nee, is die way off. That's it klaar. Gooi vir jou to the side. Hy het obviously like hy was dit voel. Ja, sy voel minderwaardig. Ja, sy voel minderwaardig en sy obviously nou wat sy jou eie besigheid het, voel sy nou wat ek wil hy implant in my business van hy gaan en is ook om eerlik te sê as kom 'n negative effek van onthou jou most efficient waar jy jou employees die most efficient gaan kry as jy vir 'n good environment gee en hulle is comfortable. Creativity word in uncomfort gedoen. Yes. Sy kry brilliant idees as iemand aan die presse sit. As soos 'n muis, as jy 'n muis aan die presse sit, dan gaan jy 'n creative way kry om te escape. Okay. Maar as 'n last resort. Creativity word gebruik as iemand, daarom like ek nooit, ek sit altyd net. So as iemand gemaklik sit, nou sien sy blomme is rooi, nou sien sy, ja, nou sien sy, meditate. Of course. Ja, like 24/7. So nou gaan jy sien, want Nuitse gaan vir jou creativity gee, because sy het nooit geweet groen en rooi gaat mooi lyk saam mekaar. Nou sien sy roos, die roos is rooi, kyk hoe kompliment die groen blaar. Oh, ek sien ja. Verstaan sy? En obviously in jou tattooing kom hy baie veral as 'n kliënt meet. Hy het 'n idee, maar hy sê nou vir jou kyk ek struggle met my colors. As my advies gee. So hy is 'n plus point vir jou om te advies te gee en daai. Of course, jy sê ek praat seker vir almal, meeste van my kliënte is baie gemaklik met my. Like hulle almal is gemaklik met my. So hulle sal my ouer vra, kyk, dis my idee. Dis my idee, dis wat ek likes. Nou sal ek hulle sê, kyk die placement in die line ook van die ding, ek kan jou iets similar maak, maar ek gaan dit iets vir jou netjies maak. Op die einde van die dag wil ek iets post wat ek weet ek is unhappy met en like onnettig. Sy as 'n artist. Nou gaan ek dit post, nou gaan ek sê is 'n nice design, but ek gaan dit nie post nie want 'n likeie. As jy doesn't tickle my fancy. Let's say a personal touch. Ja, nou sal ek dit sê, okay. 99% is kies hulle my opsin. So as ek hulle, okay, hier is jou 4 met jou butterfly, maak 'n simpel voorbeeld. Dis die design wat we gestuur het, sien jy die lijn ook, kan jy sien hoe skief is die ene, kan jy sien die ene, die en die. Hier is die selfe 4 in die butterfly, selfe placement, maar in my skets ingesit. Dan gaan jy sien waar ek verduidelik. Kos is moeilik om vir iemand te, jou creativity te wys, hoekom sy sê, die is hier die beste opsie. Ek gaan nou nog 'n voorbeeld maak. Ek gaan ons maar terug na games toe, jammer nou. Wat 'n games? Sê as jy nou PlayStation 4, nou sê sy, joh, hy lyk mooi op die TV. Daar's niks beter as die. Maar nou wys ek op PlayStation 5. Ja, maar kyk, nou kyk wat, as ek kyk back in the day, nou, wat ons begin, as ek kyk na computers, wat XP nou uitkom, almal was excited. Hy ding lou daar, pa, 10 minute, hy sit daar, nee, die ding, en toe het het geëvolve sien, dit is ja, soos hy spraak van die game, wat PS2 uitgekom het, en nou is hier by PS5 alweer, en kyk, hy games, nee, hier my so 'n console gekoop,
En yo, it's amazing man, om te sien hoe die graphics gesyn het en dis dieselfde met die tattooing. As hoe graphics verander. Baie mense dink dis die beste en dan kan nie beter nie. Ja. Daar raak al beter. Ek sal altyd sê nou, baie mense vra my hoekom practice ek nog. Like, ek sal die fake skin vat, die practice skin sal ek practice. Ek voel ek het nog nie my full potential. Jy kan ek kan natural net, jy kom net en die persoon gee net dit vir jou en dan gaat ze. But I practicing is always good. As jy nou kyk na 'n jaar of 2 jaar terug, waar ek miskien begin het, dink mense dat hy was highly graphics. Nou compare jy die graphics met die graphics, dan is die verskil. Terwyl jy nog paraat, as ek kyk na jou tools wat jy gebruik het, sien jy. Die tyd comparing to hoe het ge-evolve het in jou ek het hoe lang bestaan jou pas nou ek sê. Ons gaan over 3 jaar. Okay, so as ek kyk na jou eerste jaar of wat, het jy geswat? Hy soek jy nog vraag, het jy geswat? Obviously, ek het graphic designs gedoen. Ek het vir 2 jaar graphic designs. Nadat vir baie mense, like even op die college, het hulle vir my gesê, is hulle quite tattoo artist man, is hulle quite tattoo artist man, like, hulle het vir my 3 keer gesê, by verskillende weke, en toe sê ek vir my 1 keer, my Tommy, kan nie sy naam noem nie, my gevoel is sê, kyk, ek moet nog my tattoo doen, en so maar die tattoo machine gekry, en hy het so maar gesê, ek sê, trust vir my, hy sê, ek trust jou met. Jo, maar hy het een verrandskap is, hy baie belangrijk kan sê, hy moet daar weer verrand in terras. Maar, om eerlijk te zijn, tattoo was bad. Yo, away alert. Hij was hij nog een van jou, like in die staat of in. Yo, ik heb een experiment. Ik zal niet zeggen, ik heb geswat voor het, ik heb niet gestudeerd voor het, maar zoals ik zie, ik kom welding weer in. Ja. Als je welding rod te diep druk, een brander is daar. Als je te lucht drukt, dan gaat het niet vast op je staan. Selfs met skin. As jy die ink te diep druk, gaan dit 'n blowout. As jy te lig druk, 'n fade tattoo. Yes. So jy moet hy spot ja, jy moet 2 mil of as exactly 2 mil, 1.5 to 2 mil. That is exactly. Jy dit maar reg geraai, no? So styling en settings, as jy verskillende styles, so sit dit op jou masjien die tip of op die masjien. Alles word geset op die masjien. So style en skin is dieselfde. Ek weet is 'n different ding, but daai hoe ek die kontrole gekry het. Yes. As die verstaan, die hy skill wat hy jare geleer het. Het dit nou vir jou gehelp met die masjien. En die graphic design wat ek gestart het gelaat met die art. Maar het jy 'n workshop gedoen in tattooing of is dit net like het jy net elke dag maar gepreek? Ek het gepractice, daarom het ek practice skin. Ek even nou as ek die klas practice ek weer like in 2 hours. Ek is soos Bruce Lee. Right off. Hy is goed ja. So ja, ek practice is daai meer so in die tyd. En die ding is, so het ek geleer man, thuis waar ek geleer het en hoe ek sal met mense treat, soos 'n business gaan oor hoe jy mense treat. Maar okay, wat jou vriend nou vir jou gehelp het klaar, kyk hier is die masjien, kom doen jy die tattoo, die idee gespaak, dat jy moet nou, right, hy gaan maar nou fully into die ding is nou, is so addictive, as ek moet sê. Ek het nou al painting gedoen, ek het digital designs gedoen, ek het graphics gedoen, alles pencil art, sketches. Daar's niks addictive as 'n tattoo machine. As jy 'n artist is, jy het 'n tattoo machine in jou hand, daar's iets different, is baie meer challenging. As jy iets gemaster met 'n pen, en jy kan nou vir jou teken met 'n pensel, is like, okay, ek het klaar, hy geachieve, is easy. So, die moeilikste type of art wat jy kan doen is tattooing. Nou, as jy nie, die ander stages soos painting meer vir jou challenge is boring, is like, okay, alweer, wat gaan ek nou doen? Ja. Daar's so baie space om te improve in tattooing, is so interesting, dat ek voel, ek het nog nie die limits reach. Once ek miskien die limits reach van tattooing, gaan ek miskien boring raak van tattooing. But ek voel, daar's baie te improve. Miskien om alles te master Rosie, gaan seker vir my 3, 4, 5 jaar van.
Okay. So baie improvement kan sy doen in dit. Maar wat was die soos hy nou die business gestart het sy uniform van 'n struggle gekry. Hier het sy met so clients, sy moet funding kry om die business aan die kou te kry, jou equipment. Die rede, die eintlik die start van die hele business is because ons ek en my mense ons het baie swaar gekry. First of ja, it's like baie swaar gekry. Ek wil nie nog aan diep gaan, ek wil dit nie te emotional maak nie, maar ons het like swaar gekry. As jy moet kyk, ek gaan jou net hingee hoe swaar ons gekry. As jy skool toe gaan, dan kry jy mos uit soukes. Ja. Brood, peanut butter, yes. Ons het daai gevat aan die broodblokke sit. Hy so gedraai en hy was soos 'n aankos. So swaar. Hy is diep. Verstaan jy? So nou ek het ook soukes uit my. I'm not saying that. As maar net baie Hy moet gedoen het om te survive basically at that particular time in your life. Ja, mense dan omdat ek het swaar kry. Ons het swaar kry. Kimbies het die sopryk sakkie gevat. It's way better. Daar doen ze jou ding daarin. Daar is swaar het ons gekry. En so it was a struggle life, like always struggle. En die ding is hoekom ek humble is, baie soos jy kan sien, ek hou vir my op die platste grond ooit, jy kan sien jy my tekkies is van die chiefs chief. So ja, it's name brains maak ek vir jou nie, ek hou vir my humble is plat, because God kan het wegvat. Sy kan maar nou wie is nou, sy kan die president of United States wees. God kan het wegvat, môre sy weer niks. So, dat is my anxiety. Ek weet is capable om iets te verloor. En dan gaan ek weer die life is. Hoekom ek so hard werken is. En 24/7 week. Different goed te begin. So ek wil sê dat ek gaan net focus op dit nie. Dat is different categories wat ek wil open. In die next 2026. God willing. Is because I'm afraid to go back to that. You understand? I think because you experience that, and that experience is not like a fear, it's more like an encouragement to go forward, because you know how it feels to have nothing, come from nothing, and now you have a bit of something, and you don't want to go back to that stage in your life. That's why you're mostly hard working. Yeah, so thank you for that now. But the thing is, soos ek sê, daar is waar het komt, is humble, treat mense soos sy wil getreat het, omdat ek was bad getreat, treat mense soos sy wil getreat het, wat mense comfortable voel. So as jy, omdat ek mense mooi treat, as omdat het een business strategy is, as met dit wie ek voel, dat imagine ek was in jou voet, in jou skoene, en ek treat vir jou, in een way, en hoe gaat sy voel, en ek weet hoe voel, exactly hoe die feeling voel, verstaan jy? So, as hoe sy mense hanteer, en die is waar jy op lesing sit, moet nie afraid wees om mense te gee, moet nie afraid wees, sy gaan sien, daar is mense wat het waanties vat, en daar is mense wat het redig makkeer, because sy was in die struggle, sy kan sien, die persoon struggle redig, ja, die persoon, môre as ek gesien het, ek jaap, die persoon, met een brood, môre kry ek sommer 2 brode in. Ek weet nie van waar nie, en sekere brode gereen. Kom net in, verstaan jy, die is hoe het week. En die is waar het kom, stay humble. Maak jy saak, wat het is, stay humble.